Welkom terug by die groot ontbyt. Ons het die voorreg om vanmôre te gesels met Kim Geldenhuys van Snyman de Jager Prokureurs. Ons praat bietjie oor vruggebruik, veral wanneer dit kom by boedels en testamente en dies meer. Nie almal is altyd seker nie en daar's 'n paar mense wat al gevang is daarmee. Goeiemôre Kim. Môre julle. Altyd lekker om jou te gesels en jou insig te tap vroegoggend. Nou ja, selfde ding nou vandag, as dit by vruggebruik kom, verduidelik vir ons presies eers wat dit is. Ek dink ons moet nou net mooi, ek gaan dit baie eenvoudig probeer verduidelik. So jy kry basies 'n persoon kry die reg om oor 'n ander eiendom gebruik te kry van daardie eiendom, dit te geniet en die vrugte te ontvang. So as jy praat van vrugte, dit is byvoorbeeld 'n huurinkomste wat uit daai eiendom uitgenereer. So ek dink jy moet absoluut verstaan dat die eienaarskap gaan nie oor aan daai persoon nie, maar hulle kan daai gebruik. En as jy weer kyk na plase, dan is toerusting vorm deel van vrugte. Al die inkomste wat jy daaruit kan genereer. In praktyk is al baie keer verwarring tussen 'n vruggebruik en 'n natuurlik gebruiksreg. So verduidelik net gou vir ons daai verskille. Ja, net om 'n voorbeeld te neem, so in 'n testament sê ek bemaak my eiendom aan my seun, ten gunste van die lewenslange vruggebruik van my gade. So dis amper half daai beskerming wat dit dan nou bied. So 'n vruggebruik kan jy daai vrugte, daai inkomste, kom ons sê hier inkomste uit 'n eiendom of en as ek nou vat van plase, dan sit selfs die grond, dit wat daaruit kom, jy weet, dit wat geplant word, wat uit dit uitgehaal word, wol, eiers, diere, al daai tipe van dinge vorm deel van 'n vruggebruik. So jy kan daai vrugte kan jy ontvang en jy kan dit gebruik en jy kan dit ook vervreem, so jy kan dit eintlik verkoop as ek dit so stel. Okay. Met 'n gebruiksreg is dit bietjie meer beperk, jy mag dit nie doen nie. So jy kan absoluut nog steeds die gebruiksreg hê van daai eiendom, maar jy kan net daai wat jy ontvang die inkomste gebruik vir jou familie. En jy kan ook nie regtig die uitverhuuring dan doen van die eiendom nie, tensy die huis baie groot is en jy 'n gedeelte kan uitverhuur en nie die hele struktuur verander nie. So dit is die verskil. Dis baie interessant. Baie mense besef nie dat as hulle vruggebruik het van 'n eiendom, dat dit kan verhuur vir 'n inkomste nie, nê? Absoluut. Ja, so ek dink dit was 'n hele punt ook met dit en dis hoekom jy dit so mooi moet bewoord, want jy kan nou dink jy het jou gade, sy is dalk op 'n bietjie ouer en jy's bekommerd, jy weet, jy wil hê sy moet nog steeds in die huis kan woon, maar indien jy nou wegval, ja. Ja, maar aanvanklik wil jy dalk hierdie eiendom moet dan oorgaan na jou seun, maar onthou jou seun sal dan as eienaar nie daai huis kan verkoop nie. So sy kan nog terselfdertyd kan sy in die woning woon en sy kan nou hier inkomste genereer uit dit uit wat baie voordelig is vir haar om te kyk na in daai tydperk. Kim, wat is dan die verantwoordelikhede tussen 'n vruggebruiker of wat ook al die regte term is, ek jammer, en 'n huiseienaar? Ja, so dit bring baie verwarring en ons kry baie dit in praktyk en dit kan ook baie dispute saambring, want as jy nou kyk, daar's baie keer 'n tweede vrou waar iemand getrou het en kinders uit 'n eerste huwelik uit, nou bemaak jy die eiendom aan daai kinders en jy wil jou vrou beskerm in die huis. So dan is daar verwarring baie keer, wie's nou verantwoordelik vir wat? En die groot ding van 'n vruggebruikhouer, hulle moet die algemene instandhouding moet hulle nakom van die eiendom en hulle moet ook seker maak, jy weet, dat dit in dieselfde manier daai eiendom teruggegee word op die uiteinde van die dag soos wat hulle dit ontvang het. Hulle kan verbeteringe ook aanbring, maar hulle kan nie daai verbeteringe eis nie. Okay. So op die einde van die dag kan hulle sê maar hulle het iets aangebou, kan hulle dit afhol van die struktuur af, maar dit kan nie die eiendom dan in 'n ander, hoe kan ek sê, struktuur teruggegee word aan die eienaar. So die vruggebruikeienaar kan die eiendom se waarde verminder as prins deur goed weg te neem, nie? Nee, glad nie. Maar hulle kan die waarde vermeerder deur aanbouings te maak, verbeterings aan te bring. Maar nou as dit verkoop word, dan verkoop dit teen as dit weer teruggaan na die seun toe by argumentsonthaalde. Dan sit dit weer 'n ander waardes wat dit was toe die gade dit ontvang het. Wat nou van kapitaalwins? Ja, heeltemal reg. So ek dink baie persone kry die gevoel hulle wil 'n vruggebruik doen want dit het korttermyn voordele vir jou in terme van boedelbelasting. Maar onthou nou, wanneer 'n persoon 'n vruggebruik kry, ons koppel 'n waarde aan daai vruggebruik. So wat dit beteken is as daai eiendom dan verkoop word met toestemming van die vruggebruikhouer, dan moet daai fondse basies betaal word aan die vruggebruikhouer. Maar nou in terme van praktyk vat ons die waarde van die eiendom en dit is nou voordelig vir boedelbelasting. Jy trek die vruggebruik se waarde dan af. En dit beteken nou op die uiteinde van die dag die aanvanklike eienaar ontvang eintlik daai eiendom vir 'n verminderde waarde. So as hulle aanvanklik dan later verkoop,
dan gaan daar kapitaalwinsbelasting wees. Sjoe. So kan 'n individu aan wie vruggebruik toegestaan is, daarvan onttrek? Ja. Heeltemal reg, hulle kan dit gebeur baie keer. Iemand kan nie dalk daai dienste betaal nie, want onthou die vruggebruikhouer is ook verantwoordelik vir die erfbelasting en so meer, hulle moet dit betaal. So baie keer is iemand op 'n plek waar hulle nie meer kan regtig in 'n eie woning woon nie. Dit was nou goed, dit is so bemaak in die testament, maar hulle moet dalk skuif na 'n ander area toe. Dan kan die persoon sê ek onttrek van dit, ek doen afstand van dit. Dit word gedokumenteer en dit moet ook deur die registrateur in die aktekantoor dan geregistreer word. Kan die eienaar van so 'n eiendom die vruggebruikhouer uitkoop? 100%. So dit is nou, ons sien dit ook baie in praktyk. So jy moet onthou as jy vruggebruik hou, maak seker dat jou vruggebruik reg bepaal word en bereken word. So hoe dit werk is die waarde van die eiendom vat jy en dan sal 'n tabel van wat jou lewensverwagting is wat deur SARS voorgeskryf word. En dan maal jy dit nou met 12% en dit gee vir jou die waarde nou van jou vruggebruik. So ons het al baie gesien iemand probeer 'n vruggebruik uitkoop, maar hulle offer dalk 'n bedrag, maar dit is nie eintlik korrek uitgewerk. So mense moet altyd seker maak Daar is 'n formule deur SARS bepaal. 100%. So dit kan absoluut uitgekoop word, maar maak net seker dat jy weet presies wat is daai waarde, kry professionele bystand met dit. As 'n vruggebruikhouer dan nou 'n stukkie, 'n gedeelte van die huis byvoorbeeld uitverhuur en hulle kom tot sterwe, wat gebeur met daai verhuuring? Ja. En dit is eintlik ook 'n ding wat huurder moet onthou, vind uit by wie jy huur, weet wat jou situasie is, want onthou 'n vruggebruik kom tot niet met afsterwe van 'n persoon. Dis die wet. Dan alhoewel die testament gesê het dit nou oorgegaan na 'n nuwe eienaar toe, gaan nou eienaarskap dan ten volle oor, so met wete ook die huurkontrak eindig. So die huurkontrak word outomaties gekanselleer. 100%. Nou maar goed. Watter praktiese probleme is daar in 'n testament? Daar's altyd so partykeer, soos jy nou sê, verwarrende bewoording. Jy sê mens moet seker maak van hoe jou vruggebruik aangewys word. Is daar 'n voorbeeld wat jy vir ons kan uitlig? Ja, ek verwys na, dit was 'n Hooggeregshofsaak in Bloemfontein, sommer om dit net so uit te wys. En die oorledene het baie testamente in sy lewe gemaak. So hy het ook 'n tweede vrou getrou en hy het seuns gehad uit sy eerste huwelik uit. En wat nou hier gebeur het is hy het in 2013 'n testament gemaak en hy het basies gesê die vruggebruik gaan eintlik oor na die gade toe. En dit was absoluut die bedoeling geweest. In sy testament 3 jaar later verander hy dit weer en hy sê hy haal heeltemal op 'n bepaling uit en hy sê alles gaan net oor na sy seuns toe en sy kry nie meer 'n vruggebruik nie. Weer verdere 3 jaar later doen hy weer 'n testament en hy sê hy wil graag vir sy seuns die eiendom gee onderhewig aan 'n vruggebruik, maar hulle moet toestemming gee dat sy wel die gebruik kan maak van die familiehuis, as ek dit nou so kan stel. En 'n jaar later toe gaan verander hy weer die testament en dis nou waar die verwarring inkom. Toe sê hy die eiendomme gaan oor aan my seuns onderhewig aan 'n vruggebruik ten gunste van my gade. En toe verwys hy maar die roerende bates mag nooit verkoop word nie, daar moet toestemming gegee word. En eintlik wat die interpretasie toe nou de mekaar gemaak het is dat dit het toe neergekom eintlik dat dit eintlik nou sê die toestemming moet deur die seuns nog steeds gegee word vir daai gebruik, maar sy toe aangevoer dit is net eintlik om nie roerende bates te verkoop nie. En eintlik oor die dispute en die hof het gaan kyk na, jy weet, hulle moes toe gaan interpreteer wat is die regte taal van die erfenis, wat wil hy regtig uitgevoer het. En op die uiteinde van die dag sou van dit het hy geweet die dispute tussen haar en sy seuns en hy wou haar gelukkig hou deur te sê jy gaan vruggebruik kry, maar dis eintlik verkeerd bewoord en hy wou hulle gelukkig hou deur te sê julle moet toestemming gee. En hulle het geslaag en sy moes die eiendom verlaat het. So dit is baie belangrik om te gaan kyk hoe bewoord hy dit. As iemand vir jou sê dit is my behoefte, moet dit regtig uitvoerbaar wees want dit was nie werklik uitvoerbaar gewees nie. Sjoe. Kim, indien 'n vruggebruikhouer se reg ten einde kom, hoe word hierdie vruggebruik gekanselleer en wat behels die proses? Ja, ons kom baie by 'n punt. So ons sê daar's 2 maniere hoe vruggebruik eindig is met afsterwe of by ooreenkoms. Miskien is daar 'n bepaalde tydperk wat dit geskep was. So wanneer dit nou 'n persoon te sterwe kom, is dit outomaties gekanselleer, maar dit moet nog steeds in die aktekantoor geregistreer word en aangeteken word. So ons het artikel 68(1 wat ons doen en dan natuurlik moet ons aktekantoor toe gaan met dit deur 'n notariële akte. Die probleem wat dit eintlik inkom is baie keer is daai vruggebruik nooit
fisies gekanselleer nie en iemand wil nou die eiendom verkoop, nou kan hulle dit nie doen nie. Nou moet daai eksekuteur opgespoor word. 100% en jy moet gaan toestemming kry. Nou is hierdie boedel al so lank terug afgehandel. Die eksekuteur is dalk oorlede. So as daar so 'n opsie is, maak seker dat dit gekanselleer word op die regte manier. Kim, baie dankie. Dis 'n verskriklike ingewikkeld. Maar mens verstaan jy tog vir jou naasbestaandes iets wil los in sekuriteit wil los vir jou gade spesifiek. Dan verstaan 'n mens dat daar 'n plek daarvoor is solank dit net duidelik gedefinieer is in die testament. Baie dankie vir jou raad en advies vanmôre. Dankie julle. Nou ja, daar het jy dit, Kim Geldnys van Snyman die Jager prokureurs oor vruggebruik. Ek weet van 'n paar mense wat bietjie sukkel daarmee op hierdie stadium. Dit is maar altyd belangrik om die dinge voor die tyd ordentlik deur te gaan.